Ons elkeen weet wat dit is om 'n toets te skryf. Ons weet waaroor 'n toets gaan. Ons het skool gegaan, party universiteitsgrade, ons het gaan leer en ons weet presies hoe dit werk. Maande lank word jy geleer, jy kry inligting, jy word gevorm, jy word voorberei en dan op 'n spesifieke dag staan 'n toets voor jou. Die doel is nooit om jou as student seer te maak of skade te doen nie. Dit is om te wys dat jy werklik weet hoeveel jy gegroei het en of jy gereed is om vorentoe te beweeg. En wanneer jy nie die toets slaag nie, beteken dit jou vordering is nie wat dit moet wees nie. En dan moet jou lesse herhaal word, want groei het nie plaasgevind. Dieselfde waarheid geld in ons geestelike lewens. En onthou, God is ons volmaakte leermeester. Hy vorm ons deur sy woord en deur omstandighede. Wanneer die Here 'n toets of beproewing toelaat, is dit nie om ons te breek nie, maar om ons te bou. Nie om ons te vernietig nie, maar om ons 'n dieper insig te gee. Daarom kan ons geloofsreis nooit losgemaak word van geestelike groei nie, en kan ons geloofsreis nooit losgemaak word van moeilike tye en beproewings nie. Job het dit verstaan, want terwyl hy deur baie pyn gegaan het en baie teëspoed gehad het, het hy gesê in Job 23 vers 10, maar hy ken die weg wat ek gaan, toets my, dan sal ek soos goud tevoorskyn kom. Beproewings is die oefenveld van ons siel. Dis waar ons geestelike massels bou. Dit verfyn, dit suiwer ons en dit maak ons sterker en gee vir ons meer insig. Maar toetse is anders. 'n Toets vra dat ons toepas wat ons geleer het. Dat ons antwoord met geloof, met gehoorsaamheid en vertroue. Toetse openbaar of jy werklik gegroei het of net kennis het sonder enige diepte en sonder om te weet wat om daarmee te doen. Wanneer die Here 'n toets bring, laat hy jou egter nie alleen nie. Hy gaan saam met jou daai toets skryf. Hy is jou kripsheet. Sy teenwoordigheid omring sy kinders met krag en rus, net soos met Josafat in 2 Kronieke 20 vers 17. Julle sal in hierdie tyd nie hoef te stry nie. Staan net stil, bly net staan en aanskou die verlossing van die Here by julle. Wees nie bevrees of verskrik nie, die Here sal met julle wees. Ons hoef nie die stryd te stry nie. Ons moet stil staan en oorgee laat God dinge vir ons uitwerk soos hy beplan. Toetse vra nie dat ons die oorwinning moet behaal nie. Dit vra net dat ons gehoorsaam moet wees en op God moet vertrou. Wanneer ons bly staan, sien ons die Here se verlossing. Wanneer ons volhard, sien ons hoe sy hand beweeg. En wanneer ons vertrou, sien ons die karakter van Christus in ons gevorm. Die proses is nie altyd aangenaam nie. Soms maak dit seer. Soms druk dit ons uit ons gemaksones uit. En soms konfronteer dit ons met onvolwassenheid wat ons nie geweet het ons nog het nie. Maar die Bybel herinner ons Hebreërs 12 vers 11. En elke tigtiging skyn wel op die oomblik nie 'n saak van vreugde nie, maar van droefheid. Maar daarna lewer dit vrug van vrede op vir die wat daardeur geoefen is, die vrug van geregtigheid. God se toetse is nooit daar om ons af te breek. Elke toets is 'n geleentheid, 'n deur na volwassenheid, na groei om na die volgende geestelike vlak toe te kan gaan. En wanneer ons deur hy toets gaan en ons slaag, dan gaan ons sterker vorentoe, met meer begrip vorentoe, en dan word ons weer leermeesters vir ouens wat die pad nog moet loop. Maar wanneer ons nie slaag nie, dan kom sy genade en hy gee ons weer 'n kans. Nie om ons vas te hou nie, maar om ons op te hef. Geestelike groei gebeur nie net deur te hoor nie, maar deur te leer, te leef, te volhard en deur die toetse te slaag, deur val en opstaan. En elke toets bring ons nader aan die hart van Christus, nader aan sy beeld, sy karakter, sy vrede en sy krag. Hemelse Vader, ons kom sê vandag vir U dankie, dat U ons God is, dat U getrou is en dat U ons liefhet. Here, help ons om deur hierdie lewe te gaan met moed en met krag. Help ons, Here, om elke toets wat voor ons staan, elke beproewing te kan stormloop in die wete, ons God veg voor ons. Ons God veg vir ons. Ons God het reeds die oorwinning namens ons behaal. Help ons om te vertrou
juis wanneer dit moeilik raak. Ons eer en verheerlik en prys U naam. Amen.